Die toekoms van die kerk is hulle daai. En as dit my voorreg gaan wees eendag om saam met die jeug kan gesels van hierdie gemeente om voete binne in hierdie kerk te kry, sal dit kan goed wees. Here sê, laat die kinders na my toe kom en verander hulle nie. Soms vat ons daardie teksgedeelte so as vanselfsprekend of ons kyk dit mis. Maar ja, dit is die toekoms van ons kerk. Julle ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 2:15-17 en Genesis 3 verse 1 tot 7. Maar voor ons die woord van die Here gaan oopmaak, laat ons die Gees van God innooi op hierdie journey van vanoggend. Ons teenwoordige, ons getroue God. Vanoggend, Jesus, het ons nou gebid vir alles wat ons voor wou gehad het. Siekes, persone wat alleen is, persone wat mense aan die dood afgestaan het. Here, maar ons het vergeet. Ons het gevra vir die droogte, ons het gevra dat U die aarde sal benut, want dit is wat ons nodig het, Here. En nou wil ek hierdie geleentheid gebruik en vir U dankie sê. Ek wil U prys en ek wil vir U loof. Want die gebed van 'n regverdige dra krag. Here Jesus Christus, ons is dankbaar vir die water wat U vir ons gestuur het. En ons bid vandag saam met ons medegelowiges terwyl ons miskien moontlik bedroef of beangs voel. Ten spyte van U bystand en ten spyte van U omgee, help ons om soos Jesus nie ons eie wil te soek nie, maar om na U woord, na U Gees te luister, na wat U vandag vir ons wil gee. Nie wat Gerald vandag wil gee vir hierdie gemeente nie, maar wat God wil gee vir hierdie gemeente. Here, U weet dat ons baie gewillig is, maar dat ons ook net mens is. As duisternis en tamheid ons wil oorval, help ons, Here, om wakker vir U stem te wees. Maak ons aanvanklik vir die woord wat in ons bedien gaan word. In U naam se wil. Amen. Genesis 2 verse 15 en 17. Genesis 2, daar sê dankie. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en om dit op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet net soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Genesis 3 vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en vir hom en vir die vrou gevra. Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie. Want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop
en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Gemeente, geliefdes, hierdie is 'n welbekende storie vanuit die Ou Testament. Maar vanoggend gaan hierdie storie nie oor die vrou wat die man verlei het nie, of die eerste sondeval nie. Wanneer die Here vir 'n woorddraer kennis gee, dan sit ons en ons mediteer oor die woord van God en dan kry ons verskillende stories vanuit die woord van God. Ek het nou verlede week onlangs gelees oor 'n manuskrip predikant. En ek is een van hulle. Ek hou daarvan om my preek neer te pen. Een van die eenvoudige redes is omdat ek nie daarvan wil afwyk wanneer ek met die gemeente praat nie. Sommige sal sê daarvan buite af dat laat jy dan nie toe dat die Gees van God vir jou lei nie. Maar die Gees van God is ook saam met my wanneer ek hierdie preek voorberei. En nie net saam met my nie, ons is menig daar buitekant wat manuskrip predikante is. Want ons wil by ons storie hou en dat die Gees van God ons ook deur die manuskrip kan lei, soos ek die boodskap vir julle oordra. Julle, ons tema is pragtig vandag. It's a story. It's a true story about the truth of us. En vanoggend gaan ek nie vir Adam slaan nie, ek gaan nie vir Eva slaan nie, maar die Here wil kom en die Here wil vir u bedien. Deur 'n diensknegt, 'n dienaar wat hy uitverkies het om sy woord aan julle te bedien. 'n Vriend van my maak een keer die grootste fout in sy lewe. En hy betaal tot vandag toe vir daardie fout. Net soos ons ook vandag betaal oor 'n fout. En oor ons eie keuses. Daar word baie kere vir ons 'n opdrag gegee. Moenie daar gaan nie want dit brand. Moenie daar gaan nie want dit is gevaarlik. Ons kinders, ons sê baie vir ons kinders, moenie daar vat nie, jy gaan seer kry. Maar wat doen ons? Ons wil maar self gaan uitvind, is dit regtig so wat daar vir ons gesê word, dit gaan gebeur. En hierdie vriend van my, sy dogter het siek geraak. En hy het op 'n plek gewerk waar hy met finansies gewerk het. En julle natuurlik weet ons, as jy toevertrou word met geld, veral in 'n besigheid, is die verantwoordelikheid teenoor jou op jou so groot, dat jy altyd wanneer jy keuses maak, 'n getuie by jou moet hê, het geraak in die geld van die besigheid. En ek glo vandag, as hy hierdie preek eendag hoor, sal hy nie omgee dat ek hierdie met julle deel nie. Sy dogter raak siek en hy kom by 'n private hospitaal. In die hospitaal, ek kom ook uit 'n private hospitaal uit, so ek ken die ethical code van die werk, dat jy kan nie gehelp word as jy nie betaal nie, as daar nie fondse is nie. En daardie man moes 'n keuse maak. Of hy help sy dogter en steel van die geld en dra die konsekwensies. Ek noem die woord steel, want dit is wat dit is. Op daardie oomblik dink ons nie aan die woord steel nie, ons dink aan die woord help. Want ek gaan alles doen om my dogter te kan help, want sy is siek. Hierdie kind is besig om dood te gaan. En as sy nie hulp kry nie, gaan sy sterf. En hy maak daai keuse om van hierdie maatskappy te vat, om vir die mediese onkoste te betaal, net vir die konsultasie daarso. En hy kom in die moeilikheid.
en hy verloor sy werk. En dit is ook wat Adam en Eva, both, hulle albei, gedoen het in die tuin van Eden. En ons moet nie probeer vandag om die verhaal te verklaar nie, maar ons moet probeer om te erken wat daar gebeur het. En geliefdes, hierdie is nie bloot 'n storie oor wat toe gebeur het nie, maar dis 'n storie wat nog vandag nog gebeur. Vandag se verhaal is nie oor Adam en Eva nie. Hierdie verhaal is vir ek en u, vir ons wat vandag hier so sit, wat voor keuse staan en dan discernment gebruik om te doen wat ons nie altyd moet doen nie. Willimon noem dit, hierdie storie van Genesis 1 tot 12, dat ons nie probeer om te wil beantwoord waarvan hierdie sonde kom nie, maar ons wil die sonde vandag in die oë kyk. Willimon sê, it's a story, a true story, a story about the truth of us. Hierdie gaan oor die roeping van die mens. Die mens word geroep om te bewaar en om te bewerk. Die skrif sê die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en dit op te pas. Dit is 'n opdrag. Ons word geroep en ons word toestemming gegee en ons word vertrou met dit wat die Here vir ons gee. Wat 'n koning doen dit? Om soveel mag in 'n mens se lewe te gee. So julle, ons word nie hier eerstens as sondaars voorgestel nie, maar ons word voorgestel as tuiniers, as bewaarders van die lewe. Soos ook bekend staan, mens wees is om 'n bewaker van die lewe van vandag te wees. Maar daar kom 'n grens. En elke grens toets vertroue. Ek kan u verseker, hier is nie 'n mens op hierdie aarde wat nog nie 'n opdrag verontagsaam het nie. En dan is jy vanuit die hemel waar daar nie sonde is nie. Hierdie vraag van die slang is nie bloot 'n vraag van eet nie, van voeding nie. Die slang vra hier 'n teologiese vraag. Hy vra, het God werklik gesê? En volgens die teoloë was die slang hierdie eerste teoloog, want hy begin met 'n gesprek oor God, waarin God self nie meer deel is van hierdie gesprek nie. En dit is waar die pap op die grond val. Wanneer ek en u keuses maak sonder die wil van God. Ek en my vrou het 'n segging in ons huis, ons leef volgens 'n tema in ons huis, Kolossense 3 vers 23, alles wat ek doen, alles. En ek faal ook in dit. Doen dit nie om vir julle tevrede te stel nie. Doen dit nie vir die mens nie, ek doen dit nie vir my baas nie, ek doen dit vir die Here Jesus Christus, vir God, wat vir my gemaak het. Wat vir my die belangrikheid geag het om gesê, Gerald, gemeente Oudtshoorn, kyk aan dit wat ek aan julle toevertrou het. Die kern van vandag is nie die vrug nie. Dit is nie die seksualiteit, die vrou nie. Selfs nie die moraliteit nie. Die kern is, sal ek vertrou of sal ek self gaan uitvind? Die Here het 'n stel reëls vir ons neergelê op hierdie aarde met 'n doel. En baie keer faal ek en u om hierdie opdragte na te kom. Julle, hierdie is nie 'n spanning tussen wysheid en dwaasheid nie, maar tussen kennis en gehoorsaamheid, tussen selfbeskikking, die slim manne noem dit die autonomie en vertrouenswaardigheid. Wat sê die teks vir ons? Die teks sê Eva, sy sien.
Sy neem, sy eet, en dan gee sy. Eenvoudig, erkenbaar. Die grootste stryd van ons as mens is nie dat ons nie weet nie wat ons weet. Want die stelwaardes van Jesus Christus is vir ons neergelê. Die grootste stryd is dat ons wil God wees. Lydenstyd is 'n tyd waarin ek en u moet erken dat ek is Adam. Ek is die Eva. Ek is die een wat blameer. Ek is die een wat wegkruip. Ek is die een wat self probeer besluit wat goed is vir my lewe. Het die mens in die tuin se oë toe werklik oopgegaan? Was die slang toe werklik reg? Geliefdes, ja. Die slang was gedeeltelik reg. Hulle oë het oopgegaan, maar hulle sien al die verkeerde dinge. Hulle sien nie die heerlikheid nie. Hulle sien nie die goddelikheid nie. Hulle sien dat hulle naak is. Hulle sien hulle skaamte. So hierdie gevolg van hierdie selfdoen wat ons het, die autonomie of ons selfbeskikking, is die vervreemding van God. Die vervreemding teenoor mekaar. Die vervreemding van die ekologie, die aarde. En die vervreemding van onsself. Dit is die waarheid van ons. It is a true story. A story about the truth of us. En wanneer ons vandag aan hierdie nagmaaltafel gaan deel hê, in Genesis 3 steek die mens sy hand uit en hy vat. By die nagmaal vandag steek ons hande uit en ons neem en ons ontvang. In die tuin het ons onafhanklikheid gekies. Vandag hier ontvang ons genade. In die tuin probeer ons om soos God te wees. Vandag ontmoet ons God wat mens geword het. In die tuin het alles gelei na vervreemding. Maar in Getsemane, in vandag se tuin, hier by die nagmaaltafel, lei alles na gehoorsaamheid. En soos Paulus later sou sê, maar sonder om Genesis onreg aan te doen. In Christus, vandag hier by die tafel, word ons weer een saam met God. Ons verhouding met die Here Jesus Christus word vandag weer hier herstel. Julle, ons word vandag weer groot in Christus. Ons word vandag weer volwasse in Christus. En miskien het die mens nie geval soos ons altyd gedink het. Hy het geval nie. Miskien het ons begin lewe. Miskien met al hierdie risiko's van volwassenheid, maar die verskil is volwassenheid sonder God lei na vervreemding. Volwassenheid in Christus lei na herstel. Ons kom vandag nie na die tafel toe as mense wat alles in hierdie lewe kan regkry nie. Ons kom as mense wat hulle self herken in hierdie Adam en Eva verhaal. Ons kom as mense wat kan sê, ek blameer soms. Ek kies soms verkeerd. Ek begeer soms verkeerd. Ek probeer selfs soms om soos God te wees. Maar dan hoor ons hierdie goeie nuus. Die Skepper wat asem in ons geblaas het, hierdie Griekse woord ruach, wat meen wind, wat lewe bring, is dieselfde God wat in Christus hierdie asem oor ons blaas. En dit is wat vandag hier gebeur. Ons kry opnuut weer daardie tweede kans. Geliefdes, lydenstyd is nie net 'n tyd van skuld nie. Dit is 'n tyd van eerlike selfkennis en volgens Johan Calvin is kennis van God
en kennis van onsself, soos die Engelsman sou sê, intertwined with one another. En hoe dieper ek my gebrokenheid ken, my verkeerdhede ken, hoe groter word God se genade binne myself. En daarom kom ons vandag na hierdie tafel toe, nie as mense wat in 'n paradys moet terugkom nie, maar as mense wat in Christus vorentoe leef. Geliefdes, ek is Adam. Geliefdes, ek is Eva. Maar in Christus vandag kom ontvang ek sy genade om saam met hom reg te leef. In die eerste tyd het ons geneem en ons het geëet. Vandag ontvang ons en eet. En ons vang nie as gode nie, maar as geliefde kinders. Kom, want alles is gereed. It is a story, a true story about the truth of us. Amen. Die gemeente